Romeine 8 vers 18. Ek begin daar vir ons lees. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagtinge daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarbij het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierop hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En dan ook vers 34. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Geliefdes, nou een ding wat die hele wêreld in gemeen het, is om te sug. Almal sug. Ouers sug, kinders sug, oupa sug, ouma sug, almal sug. Bekende mense, onbekende mense, gelowiges, ongelowiges, almal sug. Sug is internasionaal. Dit is die taal van die wêreld. Nou, hoekom sug 'n mens en wat beteken dit om te sug? Want ek vermoed jy het ook al 'n keer of wat in jou lewe gesug. In Noorwe is daar navorsing gedoen oor die sug en hulle vra die vraag, is sug 'n fisiologiese reaksie? Met ander woorde is die sug 'n manier wat jou brein vir jou longe sê jy kort meer suurstof. Of 'n sug aan die ander kant 'n emosionele reaksie, is dit daardie emosionele herstelknoppie, daardie resetknoppie in jou lewe. Wat is dit om te sug? Wat beteken dit om te sug? Nou ek het so 'n bietjie op Google ook gaan kyk, wat is die definisie van sug wat ek daar gekry het? En die definisie van sug wat ek gekry het is om hard en onhoorbaar asem te haal wat 'n gevoel van moegheid, moedeloosheid, verligting of iets soortgelyk suggereer. Nou volgens die klomp Noorweegse navorsers sê hulle dat 10 keer meer as positief het sug 'n negatiewe konnotasie. Mense sug gewoonlik wanneer hulle moedeloos is, wanneer hulle moeg is, wanneer hulle voel hulle kan nie meer nie, of wanneer hulle span alweer verloor het, of wanneer hulle span net so voor die doellyn die bal aangeslaan het, dan sug mense. Of as die kind by die huis kom en die juffrou is alweer kwaad, dan sug ma. So sug het veral 'n negatiewe konnotasie. Nou mag jy dalk wonder, hoekom praat ek vandag met jou oor sug? Want ons teksgedeelte praat Paulus met ons oor die sug. Hy praat 3 keer daarvan om te sug. Kom ons kyk net weer daarna. In vers 18 tot 20 begin Paulus vertel van die skepping, God se skepping wat swaar kry. Hy praat oor die skepping wat ons elke dag rondom ons sien en dan sê hy in vers 20, die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. En dan kom Paulus in vers 22 en sê, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. Hy sê as ware, jy moet net so bietjie luister.
Jy moet net so 'n bietjie in die natuur gaan loop, dan hoor jy hoe steen en hoe kreun die skepping, dan hoor jy hoe swaar kry die skepping. En ons hoef nie wetenskaplikes te wees om dit vir mekaar te sê dat die skepping kry swaar nie. Ons sien dat die skepping swaar kry in die manier hoe ons dorpe baie keer lyk. Wanneer daar vullis uitgegooi word en vullis gestrooi word, dan sien ons die skepping kry swaar. Ons weet van 'n klomp dinge wat in die wêreld aan die gang is, dan sien ons die skepping kry swaar. Die skepping kry swaar elke keer as daar 'n renoster onnodig doodgemaak word, dan sug die skepping. En God openbaar homself heel eerste as die God van die skepping. God is nie net die God wat ons harte red nie, hy is die God van die skepping. Hy openbaar homself in Genesis 1 en 2 as die God van die skepping, as die superkunstenaar wat die heelal bymekaar gebring het in sy kunsgalery, wat alles gemaak het. So God red nie net die harte van mense nie, hy red sy skepping ook. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat God se skepping kry swaar. God se skepping sug. Dit is die eerste sug waarvan ons lees hier in Romeine 8. En dan is daar 'n tweede sug waarvan ons ook lees. Romeine 8 vers 23. Kom ons lees dit net saam. En nie net die skepping nie, maar ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Hy praat hier van gelowiges. Hy sê dit is nie net die skepping nie, dit is nie net ongelowiges nie, ek en jy sug ook. Ek en jy kry ook swaar. Ek en jy gaan ook gebuk onder die verdrukking van hierdie wêreld. Ons beleef ook die swaar kry, die seer van hierdie wêreld, die hartseer van hierdie wêreld, die verlange van hierdie wêreld. Ons beleef dit ook. Ons as mense sug ook. Ons as gelowiges sug ook. Met ander woorde, ek en jy wat sê dat ons glo in Jesus Christus, ons sug ook. Ons kry ook swaar. Ons voel ook hoe ons gebuk gaan onder die druk van hierdie wêreld. Maar dan sê Paulus iets baie belangrik in hierdie gedeelte. Hy sê dit so amper half in die verbygang, Romeine 8 vers 23, dan sê hy, ons het die Gees van God as gawe ontvang. Nou die woordjie gawe kan in verskillende maniere vertaal word in die Grieks. Ons kan dit vertaal met offer, of ons kan dit vertaal met deposito. So wat probeer Paulus vir ons hier sê, is hy sê, ons, die kerk, het die Gees van God as eerste gawe ontvang. Hy sê dit is 'n offer wat ons ontvang het. Die Gees van God is die offer wat ons ontvang het. En in die tyd van Paulus en in die Bybelse tyd het jy jou eerste oeste na die Here toe gevat. Daardie eerste oes het jy vir die Here gevat en gesê, Here, hier is my eerste oes wat ek van die lande afgehaal het. En daardeur sê ek dat die hele oes behoort eintlik aan U. En ek weet dat die res van die oes gaan volg. En wanneer Paulus die woord gebruik, as ons dit vertaal met deposito, dan die enigste manier hoe ek dit kan verduidelik is om te sê dat die Gees is 'n deposito wat vir ons neergesit is. Soos wanneer jy 'n voertuig koop of 'n huis koop, byvoorbeeld, dan sit jy 'n deposito neer en sê die res volg nog. Die res van die geld volg nog. Die beste lê nog vir ons voor. En dit is wat Paulus vir ons hier sê, al sug ons, het ons die Gees ontvang en die beste lê nog vir ons voor. En hierdie is nie een of ander prosperity gospel wat ek aan julle wil verkoop nie, glad nie. As ons die Bybel lees, dan sien ons dat die beste lê nog werklik vir ons voor, vir ons wat in Jesus Christus is, vir ons wat in hom glo, wat aan hom behoort, die beste lê nog vir ons voor. En dit is hoekom Paulus hierdie woorde in Romeine 8 vers 23 vir ons sê, maar die beste lê nog vir ons voor, want jy het die Gees ontvang. En dit is wat ons ook nou tydens hierdie Pinkstertyd weer opnuut gaan herinner word aan, dat die Gees uitgestort is, dat ons die Heilige Gees ontvang het, dat ons dieselfde Gees ontvang het wat Jesus uit die
die dood uit laat opwek, is die Gees wat in ons is. Maar nou sê Paulus, ten spyte daarvan dat ons die Gees het, ten spyte daarvan dat ons die Gees ontvang het, sug ons as gelowiges ook. Ten spyte daarvan dat die Heilige Gees, dat God self in ons is, sug ons ook, kry ons ook swaar, gaan ons ook gebuk onder die verdrukking van hierdie lewe, gaan ons ook gebuk onder die hardheid van hierdie lewe, soos 'n tannie wat so 'n tydjie terug vir my gesê het, Stefan, ek sien nie meer kans om te lewe nie. Ek weet nie meer waarvoor moet ek lewe nie. Daar is nie meer vir my 'n sin in hierdie lewe nie. Hierdie lewe is net eenvoudig te hard. Hierdie lewe is net te hard, ek weet nie wat om te maak nie, die lewe is te hard. En miskien sit jy vanmôre ook hier en jy voel, maar die lewe is te hard. Die lewe is eenvoudig te hard. Want ek praat met baie mense en baie mense, Christenmense sê vir my, maar hulle kan nie meer aangaan nie. Hulle is moeg en hulle is moedeloos. En Paulus sê vir ons, maar dit gebeur met ons. Dit gebeur met ons as gelowiges. Want die wêreld waarin ons leef is 'n stikkende wêreld. Dit is 'n gebroke wêreld waarin daar slegte dinge gebeur. Maar hy sê ook vir ons, hou goeie moed. Julle het die Gees ontvang. Jy wat vandag hier sit, jy wat jou hart vir die Here gegee het, jy wat lewe vir die Here, jy kan weet dat die Heilige Gees in jou is en daarom kan jy moed hou. Daarom kan jy moed skep en daarom kan jy krag vind ook in jou situasie waarin jy jouself bevind, kan jy opkyk en kan jy weet dat God drie-enig is nie daar ver nie, hy is hier. Hy is hier by my, hy is hier in my. Ons het die Heilige Gees ontvang. So Romeine 8 sê vir ons dat die skepping sug. Romeine 8, ekskuus, laat ek net 'n slukkie water vat, my stem is so 'n bietjie weg vandag. Verskoon my net so 'n oomblik. So ekskuus tog, Romeine 8 sê vir ons dat die skepping sug. Die skepping gaan gebuk onder die verdrukkinge van hierdie wêreld. En Romeine 8 sê vir ons dat ons as gelowiges sug ook, maar daar is 'n derde sug. En dit is die belangrikste sug wat daar is. Dit is die sug van die Heilige Gees. Romeine 8 vers 26 sê vir ons die volgende: Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Hoor mooi, die Gees wat vir ons gegee is, die Gees wat die oes waarborg, die Gees wat in ons as deposito betaal is, wat vir ons sê die beste lê nog voor, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. So die Gees sug ook. Nou ja, as ons sug, is dit maar net 'n sug. Die wêreld gaan nou nie verander as ek en jy sug nie. Inteendeel, mense sommer net sê, daar gaan ou Stefan alweer, hy het gesug. Dit gaan seker ellendig daar by Stefan hulle. Maar hoor mooi, wanneer die Heilige Gees sug, gebeur daar iets. Wanneer die Heilige Gees sug, gebeur daar iets, want die Gees gaan sug by die Vader. Dit is wat ons teksgedeelte sê. Die Gees vat dit wat binne jou in jou hart aan die gang is, hierdie dinge waarmee jy worstel, hierdie dinge waaroor jy bekommerd is, hierdie dinge wat buite jou beheer is, die Gees vat dit wat in jou hart is en ons teks sê eintlik vir ons, hy vertaal dit in hemelse taal by die Vader. Hy vat dit na die Vader toe en hy gaan bid by die Vader. So die Gees vat dit wat in jou hart aan die gang is, dit wat hier binne jou aan die gang is, jou worsteling, jou hartseer, jou bekommernis, jou seer, hy vat dit en hy gaan vertaal dit en hy gaan vertel dit vir God in die hemelse taal. Is dit nie wonderlik om te weet nie, dat die Gees vat jou seer, vat jou bekommernis en gaan vertel dit vir die Vader. Vir my is dit 'n ongelooflike troos om dit te weet, dat die Gees bid vir ons
En vers 27 sê, die Gees bid vir ons volgens die wil van die Vader. Volgens die wil van die Vader. So wanneer die Gees in jou lewe begin bid, dan vind die Vader se wil in jou lewe plaas. Dan vind die Vader se wil in jou lewe plaas. Romeine 8 vers 15 sê dat die Gees roep in ons hart uit, Abba Vader. Abba Vader. Abba is die Arameese woord wat beteken Vader, liefdevolle Vader. So waar roep die Gees uit? Hier in ons hart. Abba Vader, liefdevolle Vader. En waar vat die Gees ons seer en ons bekommernis? Waar vat hy dit heen? Hy vat dit na die Vader toe. So die Gees is besig om te bid in jou lewe. Selfs al weet jy nie wat om te bid nie, selfs al weet jy nie hoe om te bid nie, weet dat die Gees vir jou bid. Weet dat die Gees vir jou instaan. Weet dat jy nie alleen is nie, dat God by jou is en met jou is in jou situasie waarin jy jouself bevind. Want wanneer die Gees sug, dan gebeur daar iets in ons lewe. Ja, dit is so, die wêreld kry swaar. Die skepping kry swaar. Ons sien dit raak rondom ons. Dit is so dat ons as gelowiges ook gebuk gaan onder die seer en die spanning van hierdie lewe, maar hou goeie moed. Die Gees sug ook vir ons. En hoekom doen die Gees dit? Die Gees gaan sê vir die Vader, maar sien daar die kind van my raak. Sien daar die ene raak wat worstel met hierdie seer in hulle lewe, wat worstel met hierdie bekommernis in hulle lewe, sien daar die persoon raak. U het aan daardie persoon die oes gewaarborg. U het aan daardie persoon die lewe gewaarborg, moet tog nie laat hulle verlore gaan nie. En as jy niks gehoor het van vandag se preek nie, dan hoop ek net dat jy dit gehoor het. Dan hoop ek net dat jy sal hoor dat God is so oneindig lief vir jou, dat hy ken jou situasie waarin jy jouself bevind. Hy ken jou blydskap, hy ken jou vreugde, maar hy ken ook jou hartseer. En hy vat daardie hartseer en hy gaan pleit vir ons by die Vader. Dit is wat Romeine 8 vers 34 ook vir ons sê, dat selfs Jesus pleit vir ons. Jesus wat vir jou gesterf het aan die kruis, gaan pleit vir ons by die Vader. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Wat 'n vriend het ons in Jesus wat na hierdie wêreld toe gekom het en vir ons gesterf het aan die kruis, sodat ons nie as wese agtergelaat is nie en die Heilige Gees ontvang het, sodat ons in hierdie wêreld kan ingaan en kan weet dat God is met my. God is by my. Hy is Immanuel. Ek weet nie vanmôre wat in jou lewe aan die gang is nie. Ek weet nie waarmee jy dalk worstel in jou lewe nie. Maar ek weet God het jou lief. Ek weet God het jou oneindig lief. Oneindig lief. Dat hy vir jou sy Gees gegee het. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood laat opwek het. Dieselfde Gees het hy vir jou gegee om te sê, hou goeie moed. Ja, dit is so, ons sug. Dit is so, die skepping sug. Maar die Heilige Gees se sug is die sug wat saak maak. Mag jy dit onthou, dat die Heilige Gees gaan sug vir jou by die Vader. Mag jy weet dat jy nie alleen is nie. Mag jy weet dat jy geliefd is. Mag jy weet dat die Here jou raak sien en dat die Here jou in jou situasie, wat dit ook al mag wees, sal vashou, sal dra tot in alle ewigheid. Amen.
stroom hier om te gaan. Hoe verbeur ons toch die vrede, al hoe dikwels lei ons hand. Weet omdat ons nie ons noode uitstort in Gods vaderland. As versoekings en beproewings overswelling ons verdrink, laat ons nooit beschuldig word nie. Laat ons bier eens opwaarts styg. Nergens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons noorde weet. Jesus voel niet as ons swakheid en wil deel in al ons seer. Is ons swak gedruk deur laste, onderkom en neergedruk. Lieve Heiland ons in toevlucht, ons bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versadig, soek ons in gebed weer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.